Great, goeiemôre julle op 'n formele goeiemôre. Ons doen baie goed op die verhoog voor ons kans kry om môre te sê. Dis heerlik om julle vanoggend hier te hê. Vandag is op sigself 'n baie belangrike dag, want ons herdenk vandag iets baie groot. Vandag is 50 dae na die opstanding van Jesus uit die dood uit. So vandag is wat ons noem Pinkstersondag, Pentekost. Dis die dag waarop die belofte van die Heilige Gees uitgestort is. Nou Jesus het net voor sy hemelvaart het hy gesê, en ons gaan nou daai skrif lees, het hy vir die disippels gesê, dis voordelig dat ek weggaan, sodat ek my Gees vir julle kan stuur. Nee, so Jesus het gesê, die Vader gaan hierdie belofte, die belofte van die Heilige Gees, gaan hy vir julle gee. Hy gaan dit uitstort. Hy het ook gesê, julle moet gaan, en julle moet gaan wag op hierdie belofte. Nou, hierdie belofte is natuurlik, dis hoe die skrif werk, die skrif bevestig homself, is natuurlik in die Ou Testament al vooruitgesê. God het onder andere gesê, deur van die profete, die wet was op julle was op kliptafels geskryf, nou gaan dit op julle harte geskryf word. Die profeet Joël, die profeet Esegiel, die profeet Jesaja, het van hierdie beloftes gegee, dan kom Jesus, dan sê Jesus, die Gees, die belofte van die Gees gaan nou uitgestort word. So ons gaan vir hierdie volgende 3 weke, gaan ons praat oor 'n storie van vervulling oor die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Hoe werk die Heilige Gees? Wat sê die Bybel oor die Heilige Gees? En dankie Dewald, dat ons saam kan bid ook om te sê, Here, ek maak my hart oop vir die woord. Nou wanneer ons oor die Heilige Gees begin vanoggend, begin praat, wil ons by iets baie spesifieks begin. En dis vanoggend wat Paulus sê in Romeine 8 vers 9. Hoor bietjie wat skryf hy daar. Hy sê, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Lees hom gou weer. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Hoekom begin ons vanoggend daar? Daar's baie Christene wat wonder, en ek dink een van die groot redes is sekerlik verskillende leringe, of is miskien 'n sekere tipe agtergrond, of ook dalk ook omdat ons nie die Heilige Gees kan sien nie, nê. Is daar baie mense wat wonder, Christene, wat wonder, het ek nou die Heilige Gees, of het ek hom nou nie? Want baie keer dink ek so in die worship, dink ek baie keer ek het hom, en dink ek baie keer ek voel hom, hy's nou hier naby. En ander kere dan is ek weer op 'n ander plek, in ander omstandighede, en dis taaf en dis moeilik, en dan voel dit vir my, ek het nie die Heilige Gees, en dan wonder ek, het ek die Heilige Gees? En dit is wat Paulus hier vir ons sê. Daar is nie so iets soos 'n Christen sonder die Heilige Gees nie. Ons gaan nou ook bietjie lees wat het Jesus in Johannes 3 gesê. Maar die oomblik as jy in Jesus begin glo, is dit die Heilige Gees wat dit vir jou oopbreek en hierdie koninkryk en hierdie koning vir jou wys en die verlossing wat daar in hom is en alles wat daarmee saamgaan. En dis alleenlik dan wanneer jy in hom begin glo, en dis ook die oomblik wat die Heilige Gees dan in jou begin woon of kom woning maak. Paulus sê dit op 'n paar plekke. Hoor gou mooi sê hy dit in 1 Korintiërs 12 vers 3. Hy sê, niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Jy kan nie, jy sal dit nie kan sê en glo, Jesus is die Here, as die Gees nie vir jou oopgebreek het, en as die Gees nie in jou woon nie. Hoor gou mooi sê hy dit in Efesiërs 1. Hy sê, in hom is julle, hoor gou, in hom is julle, toe julle die woord van waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. Dis mooi. Ons wil dit gou vanoggend vasmaak. Toe julle die woord van waarheid hoor, toe julle die evangelie van verlossing hoor, wat daar in Jesus is, ons was slawe gewees, nou is ons verlos, die storie van die volk wat uitgetrek het uit Egipte, het nou op 'n ander manier gebeur, ons het dit gehoor, Paulus sê mos, die geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die woord van God. Toe julle hierdie woord gehoor het, toe daar iets gebeur, julle is verseël met die Heilige Gees.
Jy en ek is verseël met die Heilige Gees. As jy vanoggend hier sit en jy sê ek glo in Jesus en Jesus is die koning van my lewe. Hy's my verlosser, hy's my saligmaker, hy's my koning, hy's die Here van my lewe. Ek glo in hom en ek glo in sy koninkryk, dan het jy die Heilige Gees. Kan ons dit gou sê tal? Ons moet 'n gemeente wees wat weet ons het die Heilige Gees. Ek het ook die Heilige Gees wanneer daar tye is wat ek dit nie voel nie. So ek het die Heilige Gees. Nou hier is iets baie belangriks, want ek dink mense verwar dit met mekaar. Nadat jy met die Heilige Gees verseël is, nadat hy in jou kom woon het, nadat hy in jou kom woning maak het, is daar verskillende ervarings van die Heilige Gees. Daar's verskillende oomblikke waar ons goed leer oor die Gees, ontdekkings maak oor die Gees en ervarings het met die Heilige Gees, want die Heilige Gees is die een wat skep en nuwe lewe gee. So die Heilige Gees sal altyd nuwe goed doen. Onthou hoe die Bybel begin? Die aarde was woes en leeg en God se Gees het oor die aarde gesweef en God het gesê, laat daar lig wees. En die Heilige Gees het geskep. Nou een van die baie prominente of belangrike skrifte vir ons as 'n gemeente is juis Psalm 104 vers 30. Dit het 'n groot aandeel in die geskiedenis van ons gemeente. En hierdie psalmskrywer sê, God stuur sy Gees oor die aarde uit en hy stuur sy Gees om die gelaat van die aarde nuut te maak. So die Heilige Gees skep die heeltyd, hy doen nuwe dinge. Ons kan nooit die Heilige Gees van God in 'n boks gaan sit en sê hy werk net so nie, want hy skep die heeltyd, hy maak die heeltyd nuut. En daarom, nadat ons met die Gees verseël is, ek gaan dit 'n paar keer sê, want dit is verskriklik belangrik, nadat ons met die Gees verseël is, kan ons verskillende ontdekkings hê, ons kan verskillende ervarings hê. Maar die ervaring sê nie jy het die Gees of jy het nie die Gees nie, jy het die Gees. Hoor gou hierdie storie, Handelinge 16, is so mooi om hierdie te kan verstaan en te hoor. In Handelinge 16 sien ons, dat Paulus is daar in Filippi en hulle preek die evangelie en dan op 'n stadium, dan is hy daar buite die stadspoort en hy praat by 'n rivier en hy bring die evangelie en dan is daar 'n vrou met die naam van Lydia. En Lydia hoor die evangelie, nadat julle die waarheid gehoor het. Sy hoor dit, die Heilige Gees breek die evangelie vir haar oop en sy kom tot geloof. Sy hoor die evangelie, Heilige Gees maak dit vir haar sienbaar, tasbaar, sy kom tot geloof, sy glo in Jesus. Sy begin om te volg. Net daarna loop Paulus hulle, daar's 'n waarsêer vrou, sy sê allerhande goeters en op 'n stadium bestraf Paulus haar, die gees, die bose gees gaan uit haar uit, hulle word as gevolg van dit word hulle vervolg en hulle word in die tronk gegooi en ons ken daai storie goed vanuit die Sondagskool, die storie van Paulus en Silas. En wat doen hulle? Om middernag begin hulle te bid, begin hulle te sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Ek so bly ons daai liedjie vanoggend gesing. Louder and louder. Ons gaan ons hoor, want die Gees was in Paulus hulle. En hulle begin hierdie lied te sing en ewe skielik is daar aardbewing. Ek meen dit is hellfire en brimstone. Ewe skielik skud alles, die tronkdeure gaan oop. Dis 'n ongelooflike ervaring met die Heilige Gees. En hulle kan uitgaan, hulle is vry, en die tronkbewaarder word wakker, en hy skrik om asval, want hy is in groot moeilikheid. En Paulus sê vir hom, moenie worry nie, wat hier nou gebeur het, dis iets wat God gedoen het. En hy het so 'n ervaring met die Gees van God, dat hy kom tot geloof. Nou vat gou hierdie twee mense, dis amper twee uiterste pole. Op 'n stadium, hier het nou nie regtig gebeur nie, dis net 'n storie. Op 'n stadium kom die tronkbewaarder by Lydia, dan sê vir haar, Lydia, ek hoor jy het tot geloof gekom. Hoe dit gebeur? Was daar aardbewing? Was dit spectacular? Was dit rook en vuur? En sy sê, ek het net gehoor hoe praat Paulus, en toe kom ek tot geloof. Later
Hoor jy vir die tronkbewaarder dan loop hy, dan stap en vertel hy, dan sê hy, hoor hierso julle, ek is bekommerd oor Lydia. Ek dink nie sy die volle ervaring van geloof gehad nie. Kan jy hoor hoe mis ons dit? Dit gaan nie oor die ervaring nie. Die Gees van God is uitgestuur, hy kan werk soos hy wil, maar wanneer ek tot geloof kom, kan dit wees dat ek dit net hoor en ek kom tot geloof en die oortuiging is daar, of die Here kan iets gebruik soos tronkdeure wat uitmekaar spat en skiet en alles bewe. En die tronkbewaarder is deur mekaar. Hy dink, nee, jy weet, iets anders moes met Lydia gebeur het. Lydia het dalk weer die storiestappe vertel en gesê, hy tronkbewaarder, julle, weird. Hy dien nou ook die Here, maar weird. Hy's weird. Dis sommer net 'n voorbeeld, want dis wat baie keer gebeur in ons kerkkringe. Ons raak deur mekaar oor die inwoning van die Heilige Gees en die ervarings met die Heilige Gees. En dan wanneer daar ervarings met die Heilige Gees is, dan in plaas van om dit te embrace en te sê, dit is wat die Here ook doen in ons midde, dan staan ons apaties teenoor dit, of andersom. Of ons is negatief as daar nie ervarings is nie. So hy slaan na al twee kante toe. Nou in hierdie reeks wil ons fokus op die vervulling van die Heilige Gees. Daarom noem ons hierdie reeks 'n storie van vervulling. Maar dis hoe die Nuwe Testament oor die Heilige Gees praat. Nee, hy sê die Nuwe Testament sê twee goed oor die Heilige Gees, of twee hoofgoed nou vir die konteks van vanoggend. Sê eerstens, die Heilige Gees kom woon in ons by wedergeboorte, en daarna sê die Nuwe Testament dat ons aanhoudend vervul sal word met die Heilige Gees. In ander woorde, ons ontvang die Heilige Gees, hy kom woon in ons, maar dan is daar 'n deurlopende vervulling van die Heilige Gees. Met ander woorde, ons groei in ons invloed van die Heilige Gees, of sy invloed in ons, sy krag in ons, sy werking in ons, en 'n groot belangrike sleutel daar, key is daar, ons laat hom toe om dit te doen. Because he's a gentleman. Die Heilige Gees, met alle respek gesê, gaan jou nooit aan die kraag gryp en sê, kom nie. Hy nooi jou, selfs as kind van God. He's a gentleman. Hoor gou wat skryf Paulus, Efesiërs 5 vers 18. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. Die bande gaan los. Maar word met die Gees vervul. Hy praat hier met mense wat die Gees het, die uitstorting van die Heilige Gees het klaar plaasgevind. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Nou hoor gou die verskil. Ons het die Heilige Gees ontvang as 'n gawe. Ons het dit ontvang. Ons niks gedoen nie, dis genade. Ons het dit net ontvang. Maar nou sê Paulus, word vervul met die Heilige Gees. So wat beteken dit? Word vervul is 'n werkwoord. Dis 'n aksie. Word vervul is 'n opdrag. Dis 'n opdrag en die Bybel is incredible, soos wat ek dit altyd vir julle sê. Hoor gou, wat skryf hy net daarna? Hy het nou net gesê, word vervul met die Gees, dan sê hy in die volgende vers, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Wat doen Paulus hier? Paulus besef, ek kan nie nou vir hierdie mense 'n volledige lys gee van hoe om vervul te word met die Gees nie. Ek gaan sommer gou vir hulle 'n paar goed gee. Hy sê die eerste ding wat ek vir hulle gaan gee is ek gaan vir hulle sê worship. Julle moet worship. Julle moet God aanskou. You have to adore him om vervul te wees met die Gees. Hy sê, julle moet julle lewe instel as 'n lewe van dankbaarheid. Moenie begin moan en kla en ondankbaarheid raak nie. Dit gaan julle wegvat van 'n lewe van vervulling in die Heilige Gees. En dan sê hy nog 'n mooi ding wat so belangrik is om vervul te leef met die Heilige Gees. Wees onderdanig aan mekaar. So hy gryp sommer 3 goed. Hy sê worship, wees dankbaar en wees onderdanig aan mekaar. Hy gee vir ons 'n paar voorbeelde. Hy sê,
werkwoord, opdrag. Julle het die Heilige Gees. Moenie twyfel daaroor nie, maar word vervul met die Gees. Nou om dit te kan verstaan, want dit is iets wat ons moet verstaan, wat die Heilige Gees natuurlik ook vir ons oopbreek, wil ons vanoggend so 'n bietjie kyk na 1 of 2 beelde wat Jesus gebruik oor die Heilige Gees. In Johannes 3 praat Jesus met Nikodemus oor die Heilige Gees en dan sê hy, of hy gebruik die beeld, 'n baie interessante beeld, hy gebruik die beeld van 'n wind. En dan sê hy die volgende woorde in Johannes 3 vers 7 en 8, hy sê, moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo af gebore word nie. En dan is daar 'n hele gesprek daar, hy sê, jy word eers uit water uitgebore, dis die natuurlike geboorte, maar dan is daar 'n oomblik wat jy van bo af gebore word, deur die Gees, dis 'n werk van die Gees, dis die Gees wat vir jou kom oopmaak, presies hoe dit werk weet ek nie, maar hy breek dit vir jou oop, hy gee vir jou verligte oë, jy sien die koninkryk van God, daar gebeur iets in jou hart, soos met Lydia, en jy wil God dien, jy wil hom volg, en dit is genade, jy word van bo af gebore. Elkeen van ons wat Jesus ken, is van bo af gebore. En dan gebruik hy 'n beeld. Hy sê die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So praat hy hier van die Heilige Gees, ja, maar ek dink daar's 'n ander kant van die koin ook. Hoor gou wat sê hy? Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waarvandaan hy kom nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Ons kan eintlik volgens mekaar net so 'n bietjie sê, ek is 'n wind. Ek is 'n wind wat waai. Nie sê ek het 'n wind nie. Ek is 'n wind wat waai. So is elkeen. Jy moet nie so heilig lyk nie. Dis almal partykeer, dis mens. Okay. Ons is wind. Ek is soos wind, soos elkeen wat uit die Heilige Gees gebore is. Ek is van bo af gebore, maar dan die feit dat Jesus sê, jy is soos 'n wind, ek glo Jesus probeer nog iets hier sê. Jy moet dink oor jou lewe soos 'n wind wat waai. 'n Wind wat saam met die Gees van God waai. En vanoggend wil ek dit gou vir jou illustreer. So, daar op die skerm gaan sommer net 'n prentjie opkom. Almal van julle wat hier by die see bly en dit al of dit beoefen of dit al gesien het, nê. As jy kyk na 'n seiljag, die seile van 'n seiljag maak nie die wind nie. Nee, daai seil kan nie die wind maak nie. Maar daai seil werk saam met die wind. So die kuns van daai seil is om saam met die wind te werk, om sy krag te leer ken, sy rigting te leer ken, en dan wanneer daai seil reg geposisioneer is, wat gebeur dan? Dan ewe skielik begin daai bootjie te beweeg. Nou hoor gou hierso. Dis wat gebeur het op Pinksterdag. Die wind het gekom. Dit het gekom soos 'n rukwind. Dit het gekom, op Pinksterdag, tonge van vuur wat op elkeen gaan sit het. Die belofte van die Heilige Gees 10 dae na Jesus se hemelvaart, 50 dae na sy opstanding, die Heilige Gees, hierdie wind het gekom, en nou woon hierdie wind, die asem, die wind, dis die Griekse en die Hebreëse woord, pneuma en ruach Hebreëus en pneuma Grieks, dit beteken asem, wind, gees, hierdie wind wat gekom het, die Gees het nou in ons kom woon. Dis hoekom elkeen so is soos 'n wind wat waai, wat uit die Gees uitgebore is, want hy woon nou binne in ons. Ek is so bly ek in hierdie woord vanoggend preek in hierdie koue, want ek kry nou sommer lekker warm. Dis God se genade. Die Gees het in ons kom woon. Op 'n stadium sê Paulus in Efesiërs, dan sê hy, ons was ver van God af gewees. Hoor gou Efesiërs 2 vers 13, hy sê, maar nou in Christus Jesus het julle, wat destyds ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.
Dan verder gaan hy in vers 19 tot 22, so hy sê, so julle is dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen. Hoor nou, in hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Ja, dis mooi. Toe die Israeliete uit slawerny uitgetrek het, 50 dae, hoor hoe mooi is die skrif, 50 dae nadat hulle verlos is uit Egipte, roep God vir Moses. Moses gaan op teen die berg, daar op die berg gee God vir hom die wet, maar God sê ook vir hom, bou 'n tabernakel. God stel deur Moses allerhande offers in wat by daai tabernakel moet gebeur, en dan, nadat die tabernakel gebou was, wat doen God? Hy trek in. Hy kom woon by sy mense, en wat is daar? Daar's 'n wolk, en daar's 'n vuurkolom, en soos wat hulle trek, soos wat hulle beweeg, so gaan hierdie wolkkolom, en die vuurkolom in die nag gaan dit saam. Wat gebeur op Pinksterdag? 50 dae na Jesus se opstanding, dieselfde, net baie beter. God kom trek in sy tempel in. Hoe doen hy dit? Hy het nou vir hom 'n tempel gebou. Wie's dit? Ek en jy. Wat se offers was daar? Sy offer aan die kruis. Sy offer verander ons. Dit reinig ons. En nou kan hy op Pinksterdag intrek, want ek en jy is heilig genoeg, ons is gereinig genoeg. Wat gebeur daar? Daar's nie noodwendig die wolkkolom en die vuurkolom nie, maar daar's 'n rukwind en daar's tonge van vuur, want ons is rein genoeg, sy Gees kan kom intrek en by ons kom woon. Dis genade, God se groot plan. Die afgelope naweek het ons die groot storie van die Bybel gedoen. Daar's so baie om te sê. So ek weet nie of ons hierdie gesê het nie, maar dis deel van die groot storie van die Bybel. Daai hele uittog uit Egipte en dan ook hier die ware verlossing van die mens. Daai detail, 50 dae na dit, trek God in en nou kan hierdie hele gebou verrys. Kan jy dink wat gebeur met ons as kerk as ons meer en meer kan besef en kan leef met hierdie wete dat God se Gees woon binne in ons. Dis genade, maar dit is wat genade kom doen het. Nou saam met hierdie inwoning van die Heilige Gees, die wind van die Gees, die krag, dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, wat in my woon, sê Paulus, word vervul met die Gees. Moenie dronk word van wyn nie, moenie onder 'n ander invloed kom nie, maar span jou seile. Ons moes vanoggend vir Kurt Darren hier gehad het. Kaptein. Ek het nou eers die naweek besef, hoeveel Afrikaanse liedjies is geskryf, kinders van die wind. Ons is kinders van die wind, maar daai is so 'n bietjie van die pad af. Daai kinders van die wind is verlore. Mooi liedjie, maar daai kinders is verlore. Maar ons is kinders van God, wat die wind, die pneuma, die ruach, die Gees van God het, wat binne in ons woon. En nou sê Paulus, word vervul met die Gees. Leef vanuit die volheid van die Heilige Gees. Span jou in vir dit. Kaptein, span die seile. Word vervul. Dis 'n opdrag. Dit vra 'n spesifieke inspanning en fokus in my lewe. Nou ek dink ek gaan nou hierdie storie skade doen, maar ek weet laas naweek, of nie skade doen nie, maar dalk nie heeltemal reg oordra. In die laas naweek, toe was Greta Wit hierso in die stadsaal gewees. Sy het 'n vrouedag hier gehad. En dan self vertel het vir my, sy praat iets van, en dit kom daarop neer, dat die bruid van God, die bruid van Christus, het lui geraak. En dit is soos 'n koue water op my. En dadelik dink ek aan hierdie woord van ons, word vervul met die Gees. Span die seile. Paulus gee vir ons net 'n paar voorbeelde, maar daar's natuurlik baie ander voorbeelde. Die voorbeeld van die seilboot ook.
Nou volgende dalk het 'n laaste gedagte of twee. Johannes 14, 16 tot 19 praat Jesus oor die belofte van die Heilige Gees wat gaan kom. En dis so belangrik om hierdie te verstaan. Hoor gou wat sê, ek gaan vir jou hierdie gedeelte lees. Hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet. Parakletos beteken 'n helper, 'n trooster, 'n advokaat, 'n voorspraak. Ek gaan vir julle 'n ander helper gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Om die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie. Hoor gou, daai is so belangrik. Ek los julle nie as weeskinders agter nie, ek kom na julle toe, 'n kort tydjie. En die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Dan 'n entjie verder. Nie Judas Iskariot nie, want hy was klaar gone, vra hom toe, Here, hoe is dit dat u uself aan ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, hy sê, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê. Hoor gou hier, en ons sal na hom toe kom, en by hom kom woon. Dis een van die goed waarmee die Heilige Gees ons wil vervul. Ons gaan in hierdie 3 Sondae gaan ons oor drie goed praat. Die eerste een vanoggend is dat die Heilige Gees maak God en Jesus as koning en God as jou Vader, maak hy by jou teenwoordig. Weet nie van jou nie, maar op 'n stadium in my lewe het ek geglo dat Jesus is weg, die Vader is weg en hier is die Heilige Gees nou. Want ons lees net die eerste deel, maar hoor jy wat sê, hy sê, Jesus antwoord, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en hy sal hierdie ter harte neem. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom kom woon. En hier is so belangrik vir ons as kinders van God, net gou terug na die begin van die preek toe, dat ons sal onderskei tussen ervarings met die Heilige Gees, en die inwoning van die Heilige Gees. Ons het soms ervarings wat wonderlik is, maar God se Gees woon in my, in jou. Jesus as koning, die Vader en God as Gees, die pneuma, die wind van die Heilige Gees woon binne in ons en Paulus sê duidelik, word vervul met die Gees. Leef in die volheid van die Heilige Gees, belyn julle lewens so. So belangrike woord om vanoggend te hoor. Nou ons kan 4 preke of 5 preke op sy eie doen van hoe word ons vervul met die Gees. Ek dink daar's soveel skrif daaroor, daar's soveel maniere hoe ons vervul kan word deur die Gees. Ek dink een groot manier is die feit dat ons vanoggend hier is. Ten spyte van die koue. Well done julle. Ten spyte van die koue dat ons hier is. Ek word vervul met die Gees, ek belyn my, daai seil, ek trek hom op. As ek vanoggend nie hier was nie, het ek gemis. Om saam te praat met ander gelowiges, Bybel lees, crucial. Hier's iemand in ons gemeente, dis so mooi vir my. Elke oggend skryf hy 'n skrif op 'n papiertjie in die sak. En so is die woord die heel dag by hom, hy's bewus daarvan. Kort lees hy die woord, so leer hy die skrif. Dis 'n seilspan, dis kapteinspan die seile. Worship, tye van worship, tye van bid, tye van stil raak, wat dit ook al mag wees. Woon 'n konferensie by. Sluit jou kamer se binne deur, gaan na binne soos Jesus gesê het. Dis alles belyning, dis die opdrag word vervul. Dis kom Johannes ook bid en hy sê, mag ek minder word en Jesus meer. As hy dit ook bid, dis nie asof hy nie Jesus het nie. Hy het Jesus, hy het die Gees, maar hy sê, mag ek minder word en hy meer. Ek wil vanoggend afsluit met hierdie, en ek wil dit vanoggend regtig op 'n goeie noot afsluit, maar net gou met 'n storie,
wat ek vir jou wil lees. Dis 'n Engelse storie, so luister gou mooi. Goeie noot afsluit in die sin dat hierdie jou moet motiveer om te sê, Here, ek wil so leef. After the death of Ignaz Paderewski, a world-renowned pianist, composer, and Polish statesman, one of his close friends decided to honor his memory by donating Paderewski's beloved Steinway grand piano to a small music conservatory. It was a generous gift, a rare, masterfully crafted instrument that once played in royal halls and concert stages across Europe. But years later, a visiting musician came to the school to give a master class and was shocked to find the piano stored in a back room, covered in dust and completely untouched. When he asked why no one used it, a staff member casually said, "Oh, we knew it was valuable, so we didn't want to damage it. We didn't really think it was meant for us to use." They had been practicing on worn-out uprights and broken pedals, unaware that they had been given a masterpiece that could have elevated every student's playing, every recital, every lesson. The gift was there the whole time, but they never unwrapped its full power. Dikwels leef ons so. Ons heg baie waarde aan die Heilige Gees wat ons moet doen, want hy is die Heilige Gees. Ons heg baie waarde aan hom. Wow, Heilige Gees. Maar ons leef nie met die vervulling, die volheid van die Gees nie, want ons span nie die seile nie. Ons bely nie. Nou verstaan ek wat Paulus sê, as hy sê, work out your own salvation. Work it out. Dikwels wag ons, as by die goed van die Gees kom, as dit by dinge van die woord kom, dinge van die koninkryk van God, dat iets ons moet tref, ons het 'n verwarring, ons dink hier's 'n wind wat ons moet tref, en dan gaan dit ons beweeg. Paulus sê, word vervul, span jou in, gee jou lewe, sodat jy onder die invloed van die Gees kan leef. Kom ons sluit vanoggend ons oë. Here, vanoggend bid ons saam en ons dankie vir die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus wat ons kom reinig het. Ons kom reinig het, sodat U in ons kan woon. God het ingetrek. Maar volgende Here hoor ons duidelik U woord dat U ons roep en sê word vervul met die Gees. Leef in die volheid van die Gees. Laat daar 'n aanhoudende, ek weet nie wat om dit te noem nie, 'n aanhoudende ingooie, intap wees. En ons spot vanoggend Here met hierdie liedjie, maar ons bid dit vanoggend ernstig. Sê Here, Heilige Gees, help ons om ons seile te span. En volgende Here op Pinksterdag, die dag waarop ons Pinkster, Pentekost herdenk, wil ons dit bid en sê, Heilige Gees, dankie dat U ons dring, dat U ons lei, dat U ons nooi, en dat ons vanoggend kan sê, Here, ons sê ja vir dit waarop U reeds ja gesê het. Die volheid van U Gees. As ek dink aan Jesus, dan sê Johannes, hy het die Heilige Gees gehad, sonder mate en sonder perk, en so ook ons nou. Maar as ek kyk na die lewe van Jesus, dan sien ek hoe Jesus homself belyn, hoe Jesus die seile span. As die disippels hom soek, is hy weg. Dan bid hy, dan is hy besig met sy Vader. As hy terugkom, dan sê hy, ek sê net wat ek by my Vader hoor. As hy terugkom en hy doen goed en die wonderwerke gebeur, dan sê hy, ek doen net wat ek my Vader sien doen. And he presents the kingdom of God. Want sy lewe is belyn met die Gees van God. Dankie Here dat hierdie woord ons vanoggend nooi om ook so te leef. Dat as ons Here so 'n bietjie omdraai en kyk na ons lewens, dat dit nie soos hierdie grand piano sal wees waar aan een kant staan nie, maar dat dit iets sal wees wat ons gebruik waarin ons leef, saam met wie ons leef. Ek wil volgende bid, Here, as daar goed is in ons lewens wat ons moet verander,
sodat ons vervuld kan wees. Help ons met dit. Help ons met dit. Ons sê baie keer, Here, van hierdie verhoog af, daar's so baie aanspraak op ons lewens, daar's so baie ander stemme, daar's so baie ander dinge. Dankie Heilige Gees dat U ons belyn met die kultuur van die koninkryk en nie van ons wêreld nie. Meer van U, minder van onsself, sodat U heerlikheid, Here, 'n storie van vervulling oor ons kan vertel. Ons gaan vanoggend verder saam bid, deur na hierdie lied te luister, 'n lied wat sê, Jesus, be the center. Jesus, be my vision, be my source, be my guide, be my light, be my path. Nie be omdat hy dit nie is nie, maar omdat ons dit wil embrace. Kom ons bid verder saam met